Right, kom ons doen net gou vinnige recap van Openbaring 8. So, julle sal onthou, terug na selfs Openbaring 7, daar was baie aanbidding wat aan die einde van Openbaring 7 plaasgevind het. Openbaring 8 begin vir ons met die 7de seël wat oopgemaak is, en saam met die 7de seël is stilte. En dan is daar 'n engel wat die gebede van die gelowiges na God toe bring as 'n offer. Dan sien ons dat hierdie word dan weer uitgegiet op die aarde, en dan begin die 7 trompette. En so ons het die 7 trompette hanteer. Die eerste trompet het gegaan oor die aarde, die bome en die gras. Die tweede trompet het gegaan oor die see lewe en die skepe. Die derde trompet het gegaan oor die vars water, die riviere en die waterfonteine. Dan die vierde trompet het dan gegaan oor die son, die maan en die sterre. Dis wat hy dan basies doen. En dan eindig hy Openbaring 8 met Openbaring 8 vers 13 en ek lees hom vir jou. Hy sê, en toe het ek gekyk en 'n besondere arend wat hoog in die lugruim vlieg met 'n skril stem hoor uitskreeu. Hoe vreeslik, hoe vreeslik, hoe vreeslik sal dit nie vir die bewoners van die aarde wees as die oorblywende engele binnekort op hulle trompette blaas nie. Nou daai wanneer hy sê o vreeslik, o vreeslik, o vreeslik, ek dink jou Afrikaans 2020 sê wee, wee. Nou as jy die woord wee lees, ek dink die eerste ding wat in gedagte opgekom het by my is Matteus 11. Onthou daar's op 'n stadium en kyk Jesus in Matteus 11 en kyk hy na al die verskillende stede en dan sê hy wee aan julle Galilea, want as dit die wonderwerke wat in julle plaasgevind het, in Sodom en Gomorra plaasgevind het, was hulle in 'n beter toestand. En so, hulle gaan in 'n beter posisie wees as wat julle gaan wees op die oordeelsdag. En so daai wee word uitgespreek oor verskillende plekke. En wat dit eintlik sê is, wees hartseer, rou in julle harte oor wat gaan plaasvind. En is dieselfde konteks wat hier gaan gebeur. As hy sê, so rou oor die bewoners van die aarde. Want as hierdie volgende engele die trompette begin blaas, is dit nag. En dis waarmee hy vir ons begin. So teen die tyd wanneer ek en jy hoofstuk 9 oopmaak, hoofstuk 9 is seker die donkerste hoofstuk in terme van geestelike invloed as wat ons gaan sien in Openbaring. So hy het 'n intensiteit in terme van demoniese invloed op hierdie aarde. Maar nou moet ons ook onsself herinner tot op hierdie punt toe het ons baie gelees oor die hemel, ons het baie gelees oor hemelwesens, en so nou gee hy vir my en vir jou amper al 'n venster in die demoniese realm in, en dis waarmee ons begin. So Openbaring 9 vers 1. Hy sê daarna het die 5de engel op sy trompet geblaas. Ek het gekyk hoe 'n ster van die hemel af op die aarde val, en die sleutel van die tonnel na die bodemlose put is aan hom gegee. En hy het toe die tonnel na die bodemlose put oopgesluit. Daar het rook uit die tonnel opgedwarrel, soos die rook uit 'n groot smeltoond. Die son en die lugruim is deur die rook van die tonnel verduister. Nou, net gou vinnig 'n paar goedjies wat ons moet aandag aan gee. So as hy praat van 'n ster, so hy praat spesifiek van daar het 'n ster van die hemel geval. Nou baie ouens merk op om te kan sê daar's persoonlike eienskappe gewees aan hierdie ster, wat beteken die ster het dan 'n sleutel gekry van die tonnel om die bodemlose put oop te maak. So nou die grootste probleem wat ons het is ons wil gewoonlik iets vat soos hierdie en dan wil ons 'n naam konnekteer. So wat die ouens gewoonlik doen is hulle sal sê, okay, maar 'n ster wat van die hemel af op die aarde val en hy kry 'n sleutel vir die bodemlose put, dan verwys ons nou terug. Nou ek dink baie van ons ken die naam Lucifer, maar Lucifer word net vertaal in sekere vertalings as Lucifer. Meeste van die tyd word dit vertaal as die môrester. En so baie ouens kyk na hierdie en hulle praat van die ster wat val is Satan, wat val uit die hemel uit. Ek gaan wel sê dat die oomblik as ons hom as Satan noem, het ons 'n probleem wat later gaan opduik in vers 11, maar ons sal dit hanteer as ons daar kom. En dan die volgende ding waarna ons gaan kyk is twee goeters. Nommer 1 is die bodemlose put. So as ons dink bodemlose put, ander vertalings sal sê onderaardse dieptes. As ek en jy dink aan Lukas 8. Lukas 8 sien ons Jesus op 'n stadium saam met sy disippels op 'n boot.
Jesus is besig om te slaap, disippels is almal in 'n paniekerigheid, want daar is 'n storm wat opkom, hulle maak Jesus wakker, hy maak die storm stil. Teen die tyd wanneer die bootjie stop, daai waar hulle afklim, word hulle ontmoet deur 'n demoonbesetene. Dis die besetene van Gadara. En daarso sien ons dat Jesus word gekonfronteer met die demone en hy vra vir die demoon, wat is jou naam? Nou onthou nou, as hy antwoord en sê legio, dan gee hy nie 'n naam nie, hy gee 'n nommer. Hy gee die hoeveelheid. So hy sê, my naam is legio want ons is baie. En dan wat gebeur is, dan smeek hulle vir Jesus en hulle sê, moet ons nie na die onderaardse diepste toe stuur nie. So met ander woorde, daar is hierdie uitroep net om net nie op daai plek op te eindig nie. En so as ek en jy kyk na hierdie gedeelte, die bodemlose put, die onderaardse dieptes. Nou praat ons nou hiervan, dis as ons dit kategoriseer, dis die woonplek van die demoniese magte. So dis wat ons op hierdie stadium sien. En wat gebeur het, is nou vanuit hierdie demoniese magte uit, is daar nou obviously rook wat opkom. Maar nou moet julle onthou, dat vir die ster word daar 'n sleutel gegee, om hierdie demoniese mag oop te sluit. Nou ek wil jou net gou weer herinner, wie besit sleutels in Openbaring 1? Jesus, okay? So en ons lees dit, so jy kan, as jy gewonder het, Openbaring 1 gaan oopmaak. So Openbaring 1, dan praat Jesus en hy sê, ek was dood en kyk, nou leef ek vir altyd en die sleutels van die dood en die doderyk is by my. So met ander woorde, Jesus besit die sleutels van die dood en die doderyk. En so nou word daar 'n sleutel gegee aan die ster om die doderyk, om 'n bodemlose put oop te sluit. So julle moet verstaan dat hierdie is autoriteit wat oorgegee is vir dit wat volgende gaan gebeur. En hierdie rook wat hier onder uitkom, as ons gaan kyk na wat dit doen, is hy sê dat die son en die lugruim is deur die rook van die tonnel verduister. En dis amper 'n tipe sonsverduistering wat ons hierso beleef. Party ouens sal sê dat hierdie is 'n poging, as ons nou moet sê dat die ster is 'n beeldspraak, word die son 'n beeldspraak, en dan beteken dit hierdie is amper soos 'n godsverduistering, 'n poging tot 'n godsverduistering wat hierso plaasvind. So met ander woorde, daar is demoniese magte wat nou besig is om vanuit hierdie tonnel af uit op te kom, en nou gaan ons sien wat basies kom saam met dit uit op. Vers 3. Uit die rook het sprinkane oor die aarde heen geswerm, en hulle is toegelaat om dieselfde vermoë te hê as skorpioene. Nou, die oomblik wanneer ons dink aan sprinkane, een van die mees bekende gedeeltes wat hierdie beeldspraak vanaf kan kom, is Joël 1 en Joël 2. So Joël 1 praat hy oor die impak van wat sprinkane doen, en die verwoesting en die vernietiging wat plaasvind. En dan sê hy, dan kom die rispus en hulle stroop alles af, en dit wat hulle nie geëet het nie, kom die trek sprinkane en hy vernietig die volgende. En dan dit wat nie verder opgeëet is nie, kom die volgende tipe sprinkane en hy vernietig verder. En die idee is amper al weer die vernietiging wat plaasvind, dat daar niks oorbly na hierdie sprinkane nie. Teen die tyd wanneer jy by Joël 2 uitkom, dan verander hierdie prentjie van die sprinkane amper half in die vernietiging. Dit is hierdie oorlog wat gaan plaasvind. En dan lees ek Joël 2 vers 1, dan sê hy, blaas op die trompet in Jerusalem, maak alarm op die heilige berg, al die inwoners van die land bewe van vrees, want die dag van die Here kom en is naby. Dit is 'n dag van duisternis en donkerte, 'n dag met dik wolke en intense donkerte. 'n Magtige leer verskyn skielik oor die heuwels, soos die lig van dagbreek, en hoe geweldig groot en magtig is hulle nie. Niemand het nog ooit so iets gesien nie, en niemand sal ooit weer so iets sien nie. So nou het hy hierdie konsep van hierdie sprinkane wat in 'n weermag net soos oorkom, en die doel is vernietiging. Wat ons nou sien ons hierdie bodemlose put oopkom met hierdie bolle en bolle rook, wat selfs nou so in die lug ingaan, en saam met dit kom hierdie sprinkane. En die doel van hierdie sprinkane is vernietiging. Dis wat hulle gaan doen. En so nou gaan hy verder in vers 4, en sê, hulle is aangesê
om die gras op die aarde of enige plant of boom nie te beskadig nie, maar net mense leed aan te doen wat nie die seelmerk van God op hulle voorkoppe het nie. So met ander woorde, hierso kom ons nou en ons vra onsself die vraag. Hy sê, hulle kan nie die wat 'n seelmerk het, kan hulle nie skade doen nie, dis net die wat nie geseël is nie. So om te weet wie is nie geseël nie, moet ons net weer onsself herinner wie is geseël. Nou onthou julle Openbaring 7, het hy gehoor daar is gemerk, toe hy hoor, toe is daar 144.000 gemerk, 12.000 van hierdie stam, 12.000 van daai stam, 12.000, maar toe hy sien, toe sien hy iets anderste, en hy sien 'n reuse skare wat niemand eers kon tel nie, en hulle het gekom uit elke nasie, stam, volk en taalgroep, en hulle het voor die troon van die lam gaan staan. So wat ons nou van praat is die geseëldes is die gelowiges, dis kinders van God, wat beteken dat as ek en jy 'n kind van God is, dan het jy die seël van God op jou. En nou kom hierdie terug na die sprinkane toe, en dan vir die sprinkane gesê, is julle vernietig geen bome, geen plante, geen gras nie, julle is hier om leed aan te doen teenoor die mense wat nie geseël is nie. So nou praat ons van die ongelowige. Dis wie nou heiliglik hierdie gaan val. Nou as die aanval gaan beleef. Nou dink net 'n bietjie aan jouself. Dink terug aan Johannes 3. Johannes 3 vers 16, die versie wat almal so lief het om te gebruik. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar dat hy die ewige lewe sal hê. Vers 17 sê, is dat Jesus het nooit gekom om hierdie wêreld te veroordeel nie, maar sodat hierdie wêreld verlos kan word deur hom. Dis wat hy sê in vers 17. Vers 18 begin en dan sê hy, so elkeen wat glo in hom sal nie veroordeel word nie, maar vir die een wat nie glo nie, is reeds veroordeel. Dis wat ons hier sien. Ons het glo en ons het mense wat nie glo nie. Mense wat nie die oordeel beleef nie en mense wat wel die oordeel beleef. So dis belangrik om te verstaan dat as ek en jy 'n kind van God is, kan ons nooit, hoor mooi, jy kan nooit sê God is besig om jou te straf nie. Die straf van God het Jesus betaal op daai kruis. Dis wat hy gedoen het. Dis wat daai fancy woord propitiation beteken. Hy het ingestaan vir die wraak van God op ons lewens. So wanneer ek en jy gaan kyk na wat God baie keer doen met ons, dan sien ons, Hebreërs sê vir ons, hy sal ons dissiplineer. Maar hoor mooi, dissipline is nie straf nie. Dissipline se hart is altyd om ons nader te bring aan die Vader se hart, sodat ek en jy in verhouding met hom kan wees. Dis nie straf nie, want straf is wat Jesus ervaar het aan die kruis. So as ek en jy dink aan God, dis wat ons verstaan. As ons dink aan Satan en die kind van God, dan besef ons, hy het geen reg oor jou nie. Hy het geen autoriteit oor jou nie. Hy kan jou mislei, hy kan jou aanhits in sonde, jy kan toelaat dat die duiwel 'n houvas kry. Dis wat Efesiërs vir ons sê, is moenie gaan slaap in jou woede nie. Moenie die duiwel hou vas in jou lewe gee nie. So dis wat ons verstaan. So ons kan op sekere plekke kan ons 'n hou vas vir hom gee. Hy kan ons mislei, hy kan ons aanhits, maar hoor mooi. Straf van God en hierdie wat hier gebeur is nie vir die kind van God nie. Dis nie wat hier plaasvind nie. So hulle word gegee die autoriteit, hulle word gegee die mag om te vernietig. Hulle is aangesê om nie die gras op die aarde of enige plant of boom te beskadig nie, maar net die mense leed aan te doen wat nie die seelmerk van God op hulle voorkop het nie. Hulle is uitdruklik aangesê om nie mense dood te maak nie, maar om hulle wel vir 5 maande lank te folter. Nou folter, ek praat hierso van pynig, ons praat hier van marteling. So met ander woorde, daar is 'n tydperk uiteengesit. En wat hulle doen, hulle is besig om hierdie mense te pynig en te martel, maar nie dood te maak nie. So hierdie is 'n intense lyding wat hierso gaan plaasvind. Hy praat spesifiek van 5 maande. Nou 5 maande is die tipiese leeftydperk van 'n sprinkaan. So as ek en jy gaan dink aan 'n trekspringkane wat deurgaan 5 maande, dan is hulle dood. So en hierdie praat spesifiek van 'n tydelike gedeelte daarvan. So met ander woorde, enige iets wat soos hierdie is
tydelik. Dis nie 'n vir ewig nie, is nie vir die res van jou lewe nie. Dis 'n tydelike gedeelte wat wel uitgesit word. So, en dan sê hy, hulle foltering was soos die brandpyn wanneer 'n skerpioen jou steek. Nou, was iemand al gesteek deur 'n skerpioen hierso? Net gou vinnig, niemand nie. Ek was al gebyt deur 'n slang. Dis minder lekker. Ek sou dit nie voorstel vir mense nie. As mense met my partykeer vra hoe voel dit, sê ek dis soos 'n perdeby wat jou steek op die duim, terwyl iemand jou duim met 'n hamer slaan, terwyl 'n trok boor jou duim ry. Dis min of meer hoe dit voel om gebyt te word deur 'n giftige slang op jou duim. Dis nie lekker nie. Nou, en dis nou die idee wat hy vir jou traai verduidelik. As hy sê vir jou dit wat jy nou beleef, daai pyn wat kom saam met 'n skerpioen wat jou steek, dis wat nou aan hierdie mense gedoen gaan word vir die volgende 5 jaar. En dan sê hy 5 maande, en dan sê hy gedurende daardie dae sal die mense dit verkies om liewer dood te gaan, maar dit sal nie met hulle gebeur nie. Hulle sal begeer om dood te gaan, maar die dood sal hulle ontwyk. Nou, hoekom sal die dood hulle ontwyk? Wat is die sleutels wat Jesus het? Dis van die dood en die doderyk. Die doderyk word 'n sleutel gegee om oop te sluit, maar die dood se sleutel is in Jesus se hand. So hierdie is deel van die lyding. So al wil mense die dood hê, sal hulle nie die dood kan kry op grond van hierdie lyding nie. Dis wat ons hierso sien. So dan gaan hulle nou vir ons hierdie gruwelagtige beeld gee van wat is hierdie sprinkane, hoe lyk hulle? As hulle die sprinkane het gelyk soos perde wat voorberei is vir oorlog. Op hulle koppe was iets soos goue krone en hulle gesigte het gelyk soos die van mense. Hulle het lang hare soos die van vroue gehad en hulle tande was soos die van leeu's. Hulle het borsplate opgehad soos ysterharnasse en die geluid van hulle vlerke het geklink soos die gedreun van baie perde strydwaans wat opruk in oorlog. En hulle sterte met angels net soos die van skerpioene. En in hulle sterte was die vermoë om vir die mense vir 5 maande lank leed aan te doen. Nou hierdie konsep, die konsep van hulle sterte soos skerpioene. Julle gaan nou die ander beeld sien. Dink nou terug aan op 'n stadium sê Jesus en ek gaan vir julle die autoriteit te gee om te loop op slange en skerpioene. Die beeld van slange en skerpioene is demoniese magte in terme van 'n Joodse verstaan. As hy kyk vir 'n slang, as hy kyk vir 'n skerpioen, dan bevat daai ding demoniese magte. So nou kom hierdie sprinkane en hy het hierdie angel van 'n skerpioen. Dit praat van die vernietigende krag van demone wat hierso plaasvind. En dan sê hy en hulle het as heersersengel van die bodemlose put gehad en sy naam in Hebreëus is Abaddon en in Grieks Apollyon. Nou as hy praat hierso van die heersersengel, Afrikaans 2020 sê die engel van die onpylbare diepte was hulle koning gewees. So, dis nou moeilik om hierdie ding te verstaan, want as ons nou gesê die ster is Satan, dan wie is hierdie? Ek dink ek sou veel eerder gesê hierdie verwys dalk na Satan toe, want dit praat van koning van, so hy is koning, heel bo van hierdie klomp sprinkane wat nou kom om te vernietig. Ek is baie versigtig ook om in hierdie gevalle te gaan praat oor die range in die demoniese magte. Julle moet onthou, baie keer ons verstaan in terme van range in demoniese magte, name vir demone, is gebaseer op 'n baie klein fraksie van teks wat ons het in die Bybel. So baie ouens is baie kreatief om te sê maar hierdie demoon se naam en daai demoon se naam en hierdie demoon is oor is daai demoon en hierdie is hoe dit werk. Niks van daai kom uit die Bybel uit nie. So wees altyd baie versigtig oor hoe ons dit verstaan, maar wat ons wel hierso sien is dat hierdie sprinkane het 'n koning of 'n heersersengel of 'n koning wat bo hulle aangestel is en hierdie Abaddon en Apollyon is basies maar die god van die onderwêreld. Dis wat dit nou maar eintlik is. En die groot ding is dis nou vanuit hierdie bodemlose put uit. Beleef ons nou van hier onder af, kom hierso nou hierdie hope rook en hierdie sprinkane wat uitkom om vernietiging te bring. En dit is absoluut, dis die demoniese magte losgelaat op hierdie aarde. Dis wat ons sien in hierdie gedeelte. Dan sê hy vir ons vers 12, die eerste verskrikking is verby, kyk, daar volg nog 2 hierna. So daai is die eerste ene.
Dan gaan hy vers 13, toe het die 6de engel op sy trompet geblaas, en ek het 'n enkel stem hoor kom uit die rigting van die 4 horings van die goue altaar by God. Die stem het aan die 6de engel van die trompet vasgehou gesê, maak los die 4 engele wat by die groot Eufraat rivier vasgemaak is. Nou, die voorbeeld van Eufraat, die Eufraat rivier vir die Romeine, was min of meer hoe ek en jy 'n treinspoor verstaan. So, jy dink aan hierdie kant is die beskaafde mense en dan het jy ander kant die treinspoormense. Dis min of meer, nou in ons geval het ons nou Stateway. So ons is nou aan die verkeerde kant van Doring van Stateway. Die ander kant is die fancy mense en hierdie is nou die ander kant van Stateway. Op 'n sekere as jy praat van dit is hierdie dam se ene en nou ander dam se ene. Daai is vreemde mense. So dis wat gebeur. So vir die Romeine was hierdie kant van die Eufraat was die beskawing, die beskaafde mense gewees en aan daai kant was die barbare gewees. Dis min of meer hulle verstaan en aan daai kant is Babylon. So julle moet onthou dat Babylon, as ons dink net aan wat gebeur het in Babylon, Babylon word reg deur die Ou Testament verwys as hierdie goddelose plek. Wat wys hoe lyk 'n wêreld wat sonder God leef. En so nou wat gebeur is, nou sê hy, maak los die 4 engele wat by die groot Eufraat rivier vasgemaak is. Nou, wat sy engele praat hy van daan op hierdie stadium, ek dink die beste verstaan wat ek het van hierdie gedeelte is primêr kom uit 2 gedeeltes uit. Genesis 6 is daai hierdie vreemde gedeelte van Genesis, wat engele omgang het met die wêreldse vroue en ons reëse en is almal try uitfigure, maar wat gaan aan en is dit waar reëse vandaan kom en hoe dit gelyk en wat is dit en daai hele boek van Enoch wat nie in die Bybel is nie, is geskryf rondom hierdie tipe goeters. En teen die tyd wanneer ons in die boek Judas kom, Judas gee vir ons en ek dink baie van die inspirasie van Judas kom uit apokriewe boeke uit bloot net oor die groepering mense met wie hy praat. Maar nou Judas 1 vers 6 kom en hy verwys nou terug na Genesis 6 toe en hy sê hierso en hy het die engele wat hulle nie aan die magsgebied van God gehou het nie, maar hulle woonplek verlaat het, met ewige boeye in die duisternis in bewaring gehou vir die oordeel van die groot dag. So met ander woorde, daar's engele wat vasgeboei is en hierdie engele is vasgeboei tot en met die groot oordeelsdag. En so dit kom vir my voor asof dit moontlik hierdie engele kon wees wat hierso losgelaat is. En so, onthou hy praat van 4 engele, ons kan nie dink dit is sê, okay, daar was net 4 engele in Genesis 6 of net 4 engele in Judas 1 nie. As hy praat van 4, ons weet gewoonlik het hy 'n idee rondom 4 word gewees, dis die getal van die aarde, 4 windrigtings, die 4 primêre elemente van die aarde, die 4 wesens sluit al die skepping in, dis gewoonlik die 4 konsep sluit in die volledige getal van die aarde en die skepping in. So dis min of meer wat ons hierna sou gaan kyk het, maar nou sien ons dat hierdie 4 engele wat gereed gemaak is vir die uur en die dag en die maand en die jaar, is toe losgemaak om 1/3 van die mense dood te maak. So, hierdie 4 engele word losgelaat op aarde en wat hulle doen is hulle vernietig 1/3 van die wêreldse populasie. Nou herinner jy jouself, dis nie die eerste keer wat jy gelees het van 1/3 nie, dit is 1/3 van die bome, 1/3 van die seelewe, 1/3 van, en hier praat ons van die genade van God, dat dit nie alles is nie. Die genade van God wat hierso basies dit beperk na 1/3 toe. Nou 1/3 van hierdie wêreldse populasie uitwis is moeilik om te verstaan, tensy ek vir jou sê, ons sluit nou die hele kontinent van Afrika, plus almal in Europa, plus die hele Rusland, in 'n oomblik, almal in 'n oomblik dood. Dis wat 1/3 van die populasie is. So met ander woorde, in daai oomblik is dit vernietiging wat die wêreld nog nooit gesien het nie. Dis wat Joel 2 ook van praat. So nou sê hy, vernietiging wat die wêreld nog nooit gesien het nie. Ok, so dis wat ons dan sien, dan sê hy vir ons vers 16, die getal perdruiters was ongeveer 20 miljoen. So,
nou begin ons onsself vra, hoe lyk 20 miljoen vegters? Nou, om vir jou 'n idee te gee, ek het dit nou nie self gaan double check nie, maar iemand het vir my gesê dat daar is 'n statistiek wat sê dat in Wêreldoorlog 2, so die grootste oorlog wat die wêreld al gesien het tot op dusver toe, het 70 miljoen mense saamgeveg. So 70 miljoen mense was in die oorlog. Ons praat hier van 200 miljoen demoniese magte wat losgelaat word in hierdie oomblik. So dit is vernietiging op 'n hele ander skaal. So hy sê, en wat ek gehoor het, ek het gehoor wat die getal is, en net so het ek ook in die visioen die perde en hulle ruiters gesien. So hy hoor die getal, en hy sien hierdie perde en hulle ruiters, en hulle het 4 rooi en hemelsblou en swaalgeel borsplate gehad. Die perde se koppe was soos die van leeu's, en het uit hulle bekke het daar 4 rook en swaal gestoom. En hierdie 3 plaag, 4 rook en swaal wat uit hulle bekke gestoom het, is 1/3 van die mense doodgemaak. En die perde se vermoë om skade aan te rig lê in hulle bekke, maar ook in hulle sterte, want hulle sterte het die koppe net soos die slange gehad waarmee hulle skade aangerig is. So die eerste ene was sprinkane gewees, stert van 'n skorpioen, prentjie van 'n skorpioen is hierdie demoniese mag. Nou het jy perde wat sterte het met die van slange. So absolute gruwelbeeld wat ons beleef van hierdie goeters. En dan sê hulle vir ons, so hierdie is nou wat alles plaasvind. Nou moet julle onthou, hierdie 2 trompette dis wild. Dit wat hier plaasvind is vernietiging op vernietiging, en dit is 'n bose vernietiging op wie? Op die wat nie glo nie. Nou sê vers 20, die oorblywende mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie. So die 2/3 wat oorbly, het ook nie tot inkeer gekom na die dade wat hulle betref het nie. Hulle het eenvoudig aangehou om die bose geeste te aanbid, as ook die afgode van goud, silwer, blons, klip en hout, wat nie kan sien of hoor of loop nie. Hulle het hulle ook nie bekeer van hulle moorde of hulle toordery, seksuele sondes of steelery nie. So met ander woorde, hierdie ouens beleef vernietiging op vernietiging op vernietiging, en hulle kom nie tot inkeer nie. Dis rof, dis wild. En as 'n mens dink, ek dink daar's ook iemand wat gesê dat geen oorlog het ooit meer gelowiges agtergelaat nie. Gewoonlik na 'n oorlog is daar 'n afname in gelowiges. Want jy kyk na die gruwel, dit wat om jou aangaan, en mense sê hom as God dan so liefdevolle God is, hoe kan hierdie gebeur? En tog is dit mens wat homself vernietig, en is 'n vyand wat vernietiging bring. En so dis wat gebeur is. Ons sien absolute skade en marteling en pyniging op 'n groepering van mense, 1/3 van hulle uitgewis, en dit wie oorbly, se harte het verhard. En dan dink ek aan Farao. Op 'n stadium dan sê Moses vir Farao, laat God se mense gaan. En hy sê nee, en dan stuur die Here die eerste plaag en die tweede plaag, en dan sê hy, en Farao het sy hart verhard. Farao het sy hart verhard. En eventually dan sê hy, en God het Farao se hart verhard. Daar's 'n sekere punt wanneer jou verharding maak dat God daai hart ekstra hard maak. En nou sit jy met 'n groepering van mense wat nie tot bekering kom nie, maak nie saak wat hulle beleef nie. Dis intens. Maar dan herinner ek myself ook, Romeine 2 vers 4, wat my en jou lei tot inkeer, is die goedheid van God. Hy sê, weet jy nie dat dit is die goedheid van God, wat julle lei tot inkeer. So ons moet verstaan dat wanneer ons hierdie beleef, wanneer ons die wraak en hierdie boosheid beleef, dit bring nie mense tot inkeer nie. Wat mense na God toe bring, is sy goedheid. En dis eintlik wat plaasvind. So, as ek sou sê, 3 primêre goeders wat ek en jy moet wegvat van hierdie ene. Nommer 1, God se straf is verby vir die wat glo. Wat beteken dat hierdie wat plaasvind, is nie vir die gelowige nie. Dis nie vir die kind van God nie. So, en of jy nou in 'n posisie is dat jy glo dat daar is 'n wegraping wat eers plaasvind, dan beteken dit gaan nie vir jou deel wees nie. Of as jy sê dat dit mag dalk gebeur in ons leeftyd, beteken dit jy is gemerk, jy is geseël, jy is kind van God.
en dat die straf wat oor hierdie ouens uitgespreek is, die oordeel wat kom, is nie vir my en vir jou nie. So is die eerste ding, is ons verstaan, as kind van God is die straf verby. Die tweede ding wat ek en jy wel kan beleef, is dit is God se goedheid wat mense lei tot bekering. Dis nie die straf nie, is nie pyniging nie, is nie marteling nie, niks van daai goeters maak dat mense die Here begin dien nie. Dit is God se goedheid wat mense lei in bekering. En dan die derde ene is ons kyk baie keer na hierdie hoofstukke en ons beleef iets van demoniese magte en wat daarmee saamgaan. En soveel soos dit 'n mens versigtig is vir dit, is daar iets in 'n mens se hart om meer te wil weet oor hierdie. En ek wil vir jou sê, wees baie versigtig om jouself so diep in te delf oor verstaan van al die demoniese magte en hoe dit werk en hoe dit lyk en wat dit impak is op ons as wêreld. Dat jy moet jouself herinner, as ek en jy een fokus moet hê, is dit die troonkamer van God. Openbaring 4 en Openbaring 5 en die aanbidding wat daar plaasvind. En dat my oë gefestig is op God en sy goedheid en sy grootheid en sy heerlikheid. Dat daai vir my ver meer intriguing is as wat dit is om te kan kyk en te kan worstel met hierdie bose magte. Want die oomblik as ek en jy ons oë vestig op God, dan besef ons dat ek het geensins nodig vir vrees oor hierdie nie. Daar is niks in hierdie om te vrees nie, want die God wat ons dien, het klaar oorwinning gebring. En ek dink dis die hart van Openbaring 9. So kom ons sluit die ons bid saam en dan gaan ek geleentheid gee vir vrae. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om te kan lees, te kan sien, en dan besef ons, Here, mag hierdie iets aanwakker in ons harte. Here, iets aanwakker, Here, om mense u goedheid te wys. Here, want ons besef dat daar gaan 'n oordeelsdag wees, Here, wat vir die ongelowige gaan terrible wees. Here, en daai krisis wat hulle gaan beleef, Here, hulle nie eers sal lei tot en met hulle liefdevolle verhouding met U nie. Here, hulle sal smag vir die dood en hulle sal dit nie kry nie. So ek bid, Here, dat terwyl ons kan, Here, mag ons met alles wat in ons is getuig van die goedheid en mag U goedheid mense bring tot bekering toe en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.